Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 26ste Januarie. As ek so kyk hoe die datums en die goed so aanrol, dan dink ek, waar gaan die tyd heen? Maar jy is besig, 'n ou is besig, en jy doen wat jy moet doen, en die tyd bly net aanloop. Die tyd bly net aanloop. Né? Ek wil net gou 'n paar goeters hierso beloer, terwyl ons wag vir 'n paar mensies om op te kom. Ek het gou hierso kyk, waar is daai mense? Goed, goeiemôre Jenny. Ek vat so 'n slukkie koffie gou vanoggend. Soos julle nou agtergekom het, ek maak video's nou vir die Federale Alliansie. Ons het nou aangegaan vanaf koffie met brood na die Federale Alliansie toe. En party mense vra nog vir my waarmee ons is besig. En ons sal miskien later weer een of ander tyd kyk na nuus. Maar wat in die wêreld nou aangaan en waar ons nou is op hierdie stadium is julle okay wat ons aanbetref as boere en boere-Afrikaners en Afrikaners. As julle kyk na wat ek gister geplaas het, ek weet nie of julle gaan kyk het op my Facebook gister nie, maar ek het 'n plasing gemaak oor 'n mediaverklaring wat gemaak is. Daardie mediaverklaring is gemaak na hierdie naweekse vergadering wat plaasgevind het. Jan, goeiemôre. So ons het vergadering gehad Vrydag. En ek moet vir julle sê, wanneer 'n ou so 'n vergadering bywoon, is jy flou. Verskoon tog. Want hierdie vergadering is nie sommer net so 'n vergadering nie. Die manne wat daar gesit het, advokate, dokters, geleerde mense, Pieter, goeiemôre. Geleerde mense wat daar gesit het. Selfs 'n predikant. Hierdie ouens kan jou flou maak. Ek beloof jou, hulle kan jou flou maak. In die tyd wat ons die aand nou klaar was, ons het aangegaan tot so 5:30 toe, 5:30, 5:45, as ek reg onthou. Toe Mani, ek moet vir jou sê, wat sukkel ek nou so vanoggend hierso? Toe was ek kisboude. En teruggery huis toe, aandete gehad, gestort en wat ook al, toe weer gekyk het, toe is dit na 8. Toe ek weer kyk, toe is ek uitgepas. Moeg. Nou wat maak jou moeg? Dit is die styl van aanbieding. Maak jou moeg. Die styl van aanbieding. Want wanneer daar oor belangrike sake gepraat word, kan jy nie net praat soos ons praat oor koetjies en kalfies nie. Johan, wat sê jy? Want jy weet waarmee jy besig is van nasionale en internasionale belang. So jy kan nie net praat van koetjies en kalfies nie. So die manier, die formulier hoe dit gedoen word, is, Andrew, goeiemôre, is geagte Here. Dit is vir ons verblywend om so baie van julle hier te sien. Dolf, goeiemôre. En ons welkom julle na hierdie vergadering toe op hierdie besonderse dag hier te Kleinfontein. En ons gaan eers die bedankings doen en dan is daar 'n gebiddery en 'n Bybel gelees en jy gaan deur prosesse en prosedures, want hierdie hele vergadering is gebou en geskoei op dit wat was in die verlede. Nou kom daar geskiedenis uit. Nou word daar gepraat van Verwoerd, van Foster, van Malan, Strydom. Daar word gepraat van ons voorvaders. Daar word gepraat van die jare waar sekere goed gebeur het, sekere goed plaasgevind het. Daar word gepraat van hoe ons verminder het. En daardie was vir my 'n interessante gedeelte.
Ek sal, as ek dit nou onthou terwyl ek met julle gesels, sal ek julle verduidelik hoe ons verminder het. Dit is eintlik baie, baie interessant. En dan praat jy oor staatkundigheid. Dries, goeiemôre. Jy praat van staatkundigheid, jy praat van strategie, en dan moet jy nou bysit, jy praat van volkekunde. Piet, goeiemôre. Volkekunde. Hoe om ons volk weer te kry om samehorig te wees. En daar het 'n klompie punte uitgekom. Die een belangrike punt wat uitgekom het, is die val van ons institusies. Ek het nou nie 'n beter woord vir institusies nie. Our institutions, ons institusies. Ons het gepraat, letterlik gepraat van die val van die NG Kerk, Piet. Ons het gepraat daarvan. Ons het gepraat van hoe deur die verskillende synode optredes die sonde van die mens bo oor God gestel is. Dat die NG Kerk nou by 'n plek is waar hy homoseksualiteit toelaat op die kansel. Rudy, goeiemôre. Ons het gepraat van waar die val begin het in die Kaap deur vrymesselary. En hoe in ons wonderlike historiese geboue jy vandag die meerderheid van vrymesselaar simbole sien. Ons het gepraat van ander instellings wat geval het. Ons skole byvoorbeeld. Oranje het nog mooi skole. Maar daar het nou iets uitgekom. In Oranje het jy die mense wat die ouer garde is, en jy het nou die kinders. Maar in Oranje is daar nie goeiemôre, is daar nie 'n hoop vir daai kinders nie. Daar is nie 'n hoop vir die kinders se toekoms in Oranje nie. As hulle nou skool verlaat, wat maak hulle dan? En as daai kinders nou skool verlaat, en hulle gaan uit Oranje uit, watter jong bloed bly agter om daar te trou en om daar aan te gaan met die lewe en die samelewing? Om daar die dorp aan die gang te hou. En dat daar die dorp ook nie net verdwyn soos mis voor die oggendson nie. Want jy het net twee groepe daar. Jy het baie min in die middel. Jy het die ouer garde, jy het man en vrou wat al reeds kinders gehad het, en jy het nou die jong geslag. Daar is nie mense in Oranje wat nou nog wil trou, of wil vrou vat, of so iets nie, daar is nie. Daar is ook nie nuwe besighede wat vir al daardie kindertjies kan 'n toekoms bied nie. So wat gebeur dan? En ons sien dit in ons skole in Suid-Afrika. So die val van ons instellings, our institutions, ons instituties, is wat definitief geval het en wat moet aandag kry. Dit moet aandag kry. Daar moet 'n golf van verwerping kom van die NG Kerk teologie. En nie net die NG Kerk teologie nie, maar ook die teologie van kerke wat nie glo in Jesus nie. En kerke wat nie glo in die wedergeboorte nie. Weet julle dat daar in die groep van 16 man was ons so 50% wat wedergebore was. Maar wanneer die 8 wat gepraat het wat wedergebore was,
kon jy die gees van God voel in daardie vertrek. Wanneer die ander ouens 'n paar woorde gesê het, hulle kon ook nie baie praat nie, dan was dit net doodstil, dood. Jy kon dit ook aanvoel. Maar die idee was nie om twis en geskille op die tafel te lê nie. Die idee was om dit wat ons saamvoeg op die tafel te sit. En die spreker van die Volksraad het sonder om doekies om te draai, Anton, goeiemôre, sonder om doekies te draai, gesê het, by hierdie adviserende raadsvergadering en die begin van die nuwe Volksraad, by hierdie vergadering, is dit die einde van wat is 'n boer en wat is 'n Afrikaner. Hy het gesê, basta daarmee, ons is moeg vir daai twak en daai praatjies, en ons verwerp dit. Dit is 'n boer daai man, jy mors nie met hom nie. Kom ek drink gou 'n bietjie koffie. So ons het besef by daai vergadering, dat ons grootste kniehalter, ons grootste probleem, is befondsing. In beginsel is die Federale Alliansie se strategie, die United Cape States se strategie, en die opbou van 'n staatkundige model, André, goeiemôre, die opbou van 'n staatkundige model vir die nuwe boerstaat wat gaan gebeur, is al hierdie goed is in beginsel geaanvaar. Maar om 'n staatkundige model op te bou en om weer die bou van nasie trots, om daardie fakkel weer te laat brand. Hy het nou begin vlam vat. Maar om daardie fakkel weer te laat brand, om daai nasie trots terug te kry, nee, dat jy dankbaar is dat daar is iets soos 'n taalmonument en dat jy weet waar dit is en hoekom dit daar is. Dat jy weet dat die Afrikaanse taal is die enigste taal op hierdie kontinent wat absoluut op 'n goddelike manier aan mekaar gesit is en dat die meeste mense in Suid-Afrika Afrikaans praat. Tot in Namibië. Afrikaans word reg oor die wêreld gepraat. Maar hy het hier begin in Suid-Afrika. Sodat jy 'n definitiewe nasie trots kan hê van dit wat wel in jou geskiedenis plaasgevind het en dit wat wel vir jou goed gedoen het. En nie om elke liewe monument of standbeeld of wat ook al weg te voer na Oranje toe nie. Dis nie ons geskiedenis nie. Standbeeld van Paul Kruger staan daar so by Oranje in 'n veld met 'n plakkaat. En as een of twee mense dit ooit besoek deur die week, is dit baie. Om net te kom kyk en geskiedenis te kom leer. Dit het hierdie mense vir ons gesê. So ons moet nasie trots, Rudy, ons moet nasie trots weer vasvat. Ons moet. As jy dit nie doen nie, sal ons nasie wegsmelt onder die swart volkere. Ons sal verdwyn. Ons sal oorsee gaan. Ons sal wegraak. Die wat oorbly hier, sal verhotnot. Daar's nie 'n ander keuse nie. Wit mans en wit vroumense moet dit in hulle koppe kry, dat jy nie jou nasie kan uitbaster nie. Dit is een van die kernbelangrike dinge vir die behoud van 'n nasie. Ek gee nie vandag om wat in die wêreld gebeur nie. Ek gee nie om wat Donald Trump sê nie. Ek gee nie om wat op Davos gebeur het nie. Ek gee nie om wat in Engeland gebeur nie. Ek gee nie om wat in Iran gebeur nie.
Ek gee om wat hier nou in ons land moet gebeur. Dit is nou van kardinale belang. Ons kan al die ander goed wegkrap wanneer die tyd kom. Interessante goed waarom ons nie gedink het nie. As jy kyk in die Anglo-Boereoorlog, as jy kyk na die konsentrasiekampe wat daar was, en die vroumense, en die kinders wat vermoor was, as jy kyk na die groep wat vermoor was, en jy kyk na normale nasiebou, nasie-aanwassing, dan het ons 8 miljoen van ons bevolking verloor. As gevolg van moord, maar nie, as gevolg van moord. Anton, goeiemôre. Ek het nog nie vir jou goeiemôre gesê. As gevolg van moord. Dit is wie ons verloor het. As jy kyk, en hierdie ding het ek nie geweet nie. Ek dink dit was in die 70er jare, het die voorbehoedmiddels vir vroumense uitgekom. En in 'n mindere mate vir mans. In die 70er jare was die gesinne gewees enigiets van 4 tot 6 kinders. As gevolg van die medisyne, het ons tussen 1970, daai jare wanneer dit begin het, tot nou toe, as jy kyk na bevolkingsaanwassing, het ons nog 8 miljoen mense verloor. En met gerespek gesê, die vryheid van die vrou, sy hoef nie meer so baie kinders te hê nie. Want daar's maniere om dit te verhoed. Daar's maniere om dit te keer. Weet julle net, dis eintlik 'n skande. Dit moet 'n eer en 'n trots wees vir 'n vrou om ma te wees. Dit moet 'n eer en 'n trots wees vir 'n man om pa te wees. Dit moet 'n eer en 'n trots wees. En mense, as jy nie kan kinders kry nie, en jy's nog jonk, nee, maar jy kan eenvoudig nie. Dis net hoe dit is. Dan moet daardie eer nog steeds by jou bly. En jy moet by 'n plek kom in jou lewe waar jy miskien net ten minste een kindjie kan aanneem. Van jou eie bevolking. Anders te verdwyn ons. Anders te huil ons nagte deur. Ek weet nie of julle daai program gekyk het van Rian van Heerden, wat hy gemaak het nie. Ek sou dit nooit gekyk het nie as my vroukie nie vir my gesê het daarvan nie. Want ek is nie mal oor Rian van Heerden nie. Maar hy het die program gemaak van waar ons is in die buiteland en hoe het ons daar gekom. En hoe die boer sit daar so by die tafel en hy sê, weet julle wat, nee, ek werk in die FSA, maar elke aand gaan slaap ek in Suid-Afrika. Dis 'n tragedie. Die grootste gedeelte van hierdie land waar ons bly, behoort nie aan die houtkop nie. Hy het nie die reg oor hierdie grondgebied nie. Hy het nie. En nou die feit dat hy die meerderheid is, moet ons nie stuit om te doen wat ons moet doen nie. So, julle kan sien dat die manne nie besig is om te slaap nie,
Ons by die Federale Alliansie is nie besig om te slaap nie. Ek en Dr. Sean Stewart, wat ook deel is van die Federale Alliansie, was by daai vergadering. Ons was verteenwoordigend daar. En Sean en nog 2 van die manne van die United Cape States was ook daar. Hulle was verteenwoordigend. Die oorspronklike Boerevolksraad, wat 6 mans was wat deur 'n verkiesing aangestel is, wat nie deur duimsuig of in 'n klein groepie aangestel is as 'n volksraad nie. En ek het met die een van die manne weer 'n woordewisseling gehad. En ek gaan nie name noem nie. En die een ou wat my gekontak het, praat met baie respek. Jy weet? En hy het hierdie titels, en hy het hierdie mandaat, en hy het al hierdie goed. Toe sê ek vir hom, straightforward. Andrew, ek sê vir hom, meneer, jou titels beteken vir my niks. Die mandaat wat jy vir jouself gevat het, vir 'n volk, beteken vir my niks. Jy was nie deur die volk gekies nie. Die volk het nie vir jou gestem nie. Maar in 2011 was 'n volksraad gekies. Onthou julle daai tyd? Daar was 'n volksraad gekies in 2011. Van daardie 6 mense, en een van die manne wat op daai volksraad was die kleinkind van Paul Creer, en sy naam was ook Paul Creer. Van daardie volksraad bly daar 3 lede oor. 2 was by die vergadering, 1 kon dit nie maak nie. Mense, die manne is grys. Dis nie meer lank nie, dan word die groot bome afgekap. Wat maak ons dan? Ons het gestem vir die adviserende raad. En die adviserende raad is nou daar gestel. Hy kan groei, hy kan asemhaal, maar dinge waaroor ons gesels het is vasgemaak. Dit verander nie. So daar is 'n vlammetjie, daar is hoop. Die Federale Alliansie, ons gaan aan met ons dinge. Ons gaan aan om alliansies te vorm, ons gaan aan om voor te berei, ons gaan aan om te doen dit wat ons moet doen. Dieselfde met Sean. Totdat ons by 'n punt kom, waar die Volksraad sê, manne, ons is nou reg om hierdie ding te doen. Ons mense is in plek. Al is dit net 20 mense. Ons mense is in plek, staatkundig, ons weet wat ons gaan doen, sodra soos die emmer bloed omval, ons weet wat ons gaan doen, en ons gaan dit nou uitvoer. Hulle verstaan die hoeveelheid fondse wat ons nodig het. Maar jy sal vir my glo, as ek vir jou sê, nee, dat al die manne wat om daardie tafel gesit het, kan nie eintlik bekostig om daar te wees nie. Ons kan nie eintlik bekostig om daar te wees. Maar dan gee ons mense geld vir AfriForum. Kom ek vra vir julle 'n vraag. Wanneer Cyril Ramaphosa nou sy nuwe wetgewing gaan deurkry, vir alle instansies, alle groeperinge, BBBEEE, almal. Wat gebeur met Solidariteit en AfriForum, wanneer 50% van sy staf moet verander en moet 'n houtkop wees? Jammer dat ek die woord nou weer houtkop so baie gebruik, maar ek wil nie net sê swart man nie, dit klink nie reg. Wat gebeur dan met Solidariteit en AfriForum? Hoekom dink julle vry Pieter Groenewald so hard na die swartes toe op hierdie stadium? Dat selfs kleerling leiers by Pieter Groenewald wil staan. Die manne, die manne met die grys baarde by daai vergadering, wat vir hom persoonlik ken, sê, ons sal sekere goed vir hom vra, maar ons sal nie dat hy saam met ons werk nie.
Ons raak opgewonde as ons sien die PAC en die DA het ek soveel stemme gekry in 'n provinsiale verkiesing of in 'n munisipale verkiesing en die ANC kry omtrent niks. Ons raak opgewonde, maar ons verstaan nie, dis 'n politieke spel nie. Jy kap die slang se kop af en 'n ander slang se kop steek hom uit en hy onderdruk jou net so hard en net so veel. As jy verstaan dat daar moet verandering kom, dan het ons jou hulp nodig. Ons het jou hulp nodig op 2 fronte. Die eerste front is, jy moet begin gesels hier oor die goed. Jy moet mense begin vertel. Jy moet vertel dat ons nasie trots moet begin terugkry en ons instellings, ons institusies moet ons van die grond af optel, vir ons kinders leer van hierdie goed, sodat hulle kinders kan leer van hulle goed. En as jou kinders boring is oor hierdie goed, dan vat jy hom by die ore en jy sleep hom soontoe en jy gaan wys vir hom sy geskiedenis. Want as hy sy geskiedenis begin sien met sy eie oë, dan begin die vlammetjie brand. Praat om die etenstafel daaroor. Begin iets wat jy lanklaas gedoen het. Voordat jy eet, haal jou Bybel uit. Lees 'n stukkie, bid tot God, sê dankie vir die kos en dan eet. Moenie voor die TV eet nie, man. Ek maak dieselfde fout. Kom ons kyk gou 'n storie. In plaas daarvan om tyd te vat en by die koning uit te kom soos wat ons voorouers gedoen het. Die Bybel op die etenstafel, mense. Al braai jy die Bybel op die etenstafel is die begin van die herbou van nasie trots. En ek kan nie te veel daaroor gesels. Die tweede ding is om aan te sluit by 'n groepering wie jy glo gaan die werk doen. Of dit nou die Federale Alliansie is, of dit nou die United Cape States is, en of dit nou die Volksraad is. Ons het in beginsel 'n finansiële groepering aan mekaar gesit vir die boere en die boer-Afrikaner. Daardie fondse sal daarin vloei, maar dit sal ook vloei na die Federale Alliansie toe, sodat ons vergaderings so goed kan hou wanneer die tyd kom. Nou, julle ken my rympie. Indien jy nog nie aangesluit het by die Federale Alliansie nie, doen dit. Mensies, as jy nie kan aansluit nie, stuur vir ons R5 'n maand, man. Stuur vir ons R5 'n maand, sodat ons kan petrol in die kar gooi. Sodat ons kan ry in vergaderings bywoon. Toe ek, eerlike waarheid, toe ek Saterdag wegry van die laaste vergadering, en ek gaan druk my kaart deur die boom om deur te ry, deur die tolhek, toe het ek nog R70 in my rekening oor. Mense, julle moet verstaan waaroor dit is. Enige rand, enige R5, enige R10, enige iets wat ons inkry, is vir die Federale Alliansie. Daar's nie eens 2 stories wat dit aanbetref nie. Verder is ek baie ver gevorder met dit wat ek doen, wat die toep aanbetref. Ons gaan nou oor na die groter goeders toe. Ek moet nou begin 'n gateway kry. Ek wil nou nie al daai taal met julle deel nie, maar daar's 'n klomp dinge wat ek moet doen, 'n klomp goed wat ek moet uitsorteer. Want wat ek nou het is fantasties. Nou moet dit uitmekaar getrek word, in verskillende plekke ingedruk word, en dan is daar 'n ander metode weer om hulle bymekaar te bring, sodat jy dit op jou foon kan sien. Dit is op 'n klein manier gesê, sodat jy dit op jou foon kan sien. So dit is waar ons is wat daai ding aanbetref. So, nadat ek gesels het gister, ek het 'n vergadering gehad gister, op die Sondag vir 2 ure lank, vanaf gisterand 5 uur tot 7 uur, het ons 'n persoon hier in die huis gehad, 2 persone, en die een persoon het deur my goed gegaan. Hy was baie impressed met dit wat, geïmponeerd deur dit wat ons al reeds gedoen het, en hy het gesê hy kan dit vir ons heeltemal aan die gang kry binne 'n maand. Ek sou dit nie kon doen dit nie. Ek wou so graag voor die 6 nasies,
Maar ons kan al die 6 nasies se goed op hê en dit kan al begin verskyn, dit kan al deel wees van die databasis. En as alles baie glad loop, dan kan ons hier by die einde daarvan of in die middel daarvan, dan sal dit begin opkom. So dit is ten minste een goeie ding. Goed. Is jy 'n vryburger? Wees een. Word 'n vryburger. Dan is jy 'n boer. Dan is jy 'n boer-Afrikaner of 'n Afrikaner of 'n Engelsman of 'n Skot of wat ook al jy wil wees. Nasie. Maak nie saak wat 'n nasie jy is nie. Jy's eers 'n vryburger. Verstaan dit. Jy's nie daar om geonderdruk te word nie. Jy's nie daar om van gesteel te word nie. Jy's nie daar om uitgemoor te word nie. Jy's daar om 'n vrye, vredevolle, gelukkige, welvarende lewe te lei. Dis hoe God jou geskaap het. Pierie, goeiemôre. Dis hoe God jou geskaap het. En daardie leiersels moet jy vat en dit jou eie maak. En soos ek altyd sê op al ons video's, saam met God maak eendrag mag, as nie 'n ander manier nie. Dit is vir my al hoe duideliker, ek het gesien by hierdie vergadering, dit was die mans wat geesvervuld was, wat die leiding geneem het by die vergadering, deur sy Heilige Gees. Deur sy Heilige Gees. Daar sê 'n mooi maandag vir julle. Ons praat deur die genade van bo, Woensdagoggend weer, en sluit aan alles wat mooi is.